En die drie-enige God groet jou ook met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Skriflesing kom uit Lukas hoofstuk 4 en ons lees vers 1 tot 13. Lukas 4 verse 1 tot 13. En ek lees uit die 1983 vertaling. En ons fokusvers is vers 3 en 4, die eerste versoeking wat Satan Jesus versoek het. Lukas 4 vanaf vers 1. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. En die duiwel sê toe vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar's geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie. Daarna bring die duiwel hom op 'n hoogte en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duiwel vir hom, aan u sal ek al die mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort as u maar net voor my buig en my aanbid. Daarop antwoord Jesus, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hierna neem die duiwel hom na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Maar Jesus antwoord hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. En nadat die duiwel met al sy versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Ons gaan vooral kyk na hierdie eerste versoeking, vers 3 en 4. Die duiwel sê toe vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar is geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie. Ja, 'n hele paar weke terug het ek so begin met 'n reeks preke oor Satan se leuns, sy mees algemene leuns wat mense vandag nog glo, en waardeur hy mense mislei en versoek en bind. En ons het gekyk, hierdie bevryding van valse leerstellings van die bose. Ons gaan kyk hoe hy vir Eva, en Adam gebind het met sy leuns. Hoe hy hulle mislei het. En ook toe ons gekyk na Job, die Satan se gesprek met God in verband met Job. Alles in die Ou Testament. En nou kyk ons bietjie hier na die Nuwe Testament. Waar Satan selfs met Jesus kom praat het, en Jesus kom probeer versoek het, en probeer bind het, met leuns. En soos ons ook gesê het al vorige kere, Satan wil jou denke beheer, dit is waar die stryd gevoer word, is in jou gedagte wêreld, As jy jou denke beheer, dan beheer jy jou totale lewe. Dis hoe dit werk. Ou dink mos eers voordat jy iets doen. En daarom sê Paulus skryf in Romeine 12 vers 10, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En hoe vernuwe God ons denke is met sy woord, die waarheid. Dis die waarheid van die woord wat jou vry maak van Satan se misleiding, sy versoekings, wat jou in 'n oorwinning laat kom. Dit is sy woord. So, ons stryd teen Satan en sy bose magte is nie 'n magstryd nie, want hy's klaar verslaan deur Jesus aan die kruis en met sy opstanding, dat Jesus voor sy hemelvaart gesê, aan my is alle mag gegee in die hemel op die aarde. Ons stryd hier op aarde, die hoofslagveld is in jou denke, en die stryd daar is 'n waarheidsstryd. Jesus het ook gesê, Johannes 8 vers 32, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. En dan sien ons ook in hierdie gedeelte, Jesus gebruik die woord, die Bybel van sy tyd, die Ou Testament, om Satan se leuns te ontmasker, en sy versoekings te oorwin.
Hy gebruik die woord. En Jesus vir ons 'n voorbeeld so. Dis die woord wat jy moet gebruik. En hierdie eerste versoeking kom, en hy sê, God behoort wonderwerke te doen op aanvraag. As daar probleme is, moet God dit oplos, en net 'n wonderwerk laat plaasvind. Dis sy eerste misleiding, sy leuen, waardeur hy vir Jesus probeer versoek. En dan gebruik Jesus die woord om die leuen te ontbloot, en om Satan te oorwin. So hy sê, God behoort wonderwerke op aanvraag te doen. Nou ook vandag kom hy met daai selfde versoekings aan ons toe. En hy wil ook die kerk, baie kerkmense laat twyfel. Want daar is superchristene wat dalk al vir jou gesê het, weet jy, as jy net glo in Jesus, jou geloof moet net sterk genoeg wees, dan gaan daar iets gebeur. Dan sal 'n wonderwerk plaasvind, dan dit wat jy bid in die geloof, en jy beloof het, jy glo dit, dan gaan jy dit kry. Believe it and receive it, outomaties net. Het gaan oor jou geloof. Die oplossing, as jy jou hart oorgee aan die Here, is die einde van jou probleme. Vandaar is dit net wonderwerke. Want die Heilige Gees woon in jou wat almagtig is. Selfde Gees wat Christus uit die dood laat opwek het. En dan is daar baie keer kerkmense wat twyfel, want jy gaan deur 'n krisis, daar is krisis, daar is siekte, of wat dit ook al is, en jy bid en jy glo, maar dan gebeur dit nie. En dan begin jy twyfel, en wonder, maar wat nou? Jy het 'n verwagting, maar dit gebeur nie. Maar jy het 'n verkeerde verwagting. Want dit gaan amper om net God te order, deur jou geloof. Jy manipuleer eintlik, jy probeer God manipuleer deur jou geloof. Want dis wat superchristene sê. Maar dit is nie altyd so nie. Dit is nie altyd die einde van jou probleme nie. Ek het dit self beleef ook. Veral met die afsterwe van my ouer broer en my suster wat met kanker gediagnoseer is. En ons almal het gebid. Ons het gebid, Here genees, en ons glo, hy kan dit doen en so. En die Here het nie genees nie. Hulle is oorlede. Suster en ek baie vinnig. En dan kan jy nou vra, as dit my geloof wat te swak was, waar lê die probleem? En ongelukkig, trauma kan maak sekere mense bitter en ander mense beter. Maar dat ek vir julle sê, al die begrafnisse, is daar so, dit was eintlik feesdienste. Maandag het my suster begrawe. Dit was 'n feesdiens. Regtig die Here te loof en te prys oor wat hy in en deur haar gedoen het, veral vir haar kinders en haar kleinkinders. Die getuienisse was wonderlik wat die Here doen. Sy het ook nie baie gehad nie, sy was nie ryk nie, maar so ryk in haar verhouding met haar kinders en kleinkinders en mense in nood. Pas op vir hierdie die leuen, dat alles is net reg as jy jou hart oorgee vir die Here. En eintlik om die evangelie, want daar is 'n pad van heiligmaking, daar's 'n pad wat ons geestelik moet groei. En jy groei nie as alles net goed gaan nie. Ou groei reeds in moeilike tye. Die heiligmakingsproses, die groei om meer soos Jesus te word, is baie keer 'n moeilike pad. Swaar pad. Selfs Jesus is eintlik hier voorberei, vir sy pad as Messias. En om werklik om te groei in jou verhouding met die Here, geestelik te groei, moet ons weet wie Jesus is. Dan sal ons ook die evangelie reg verstaan. Dit begin oor wie is Jesus? Ken jy hom? Weet jy wie hy is? Want dan sal jy ook die evangelie reg verstaan en sal jy geestelik groei. Nou, as ons kyk na wie Jesus is, dan wil ons eers kyk na die valse verwagtinge wat die Israeliete gehad het in daai tyd. Die Jode in daai tyd gehad het van wie Jesus is en wie die Messias behoort te wees. En baie het geglo in daai tyd, en veral die skrifgeleerdes, die geestelike leiers het dit verkondig ook, dat die Messias gaan 'n nasionalistiese figuur wees, 'n leiersfiguur gaan wees, wat die volk gaan kom verlos.
Hy gaan 'n onsterflike generaal wees, wat die Jode en die engele gaan lei om die Romeinse oorheersing af te gooi, die Romeinse, wat die wêreldheerser daai tyd was, te oorwin en hulle juk af te gooi. Ander het weer geglo dat die Messias wat gaan kom, gaan hierdie wonderwerker wees. Nee, hy gaan net wonderwerke voor en agter doen, gaan net oor wonderwerke, te wys hy is die Messias. Ander het weer geglo, hy gaan op die dak van die tempel verskyn. En dan gaan hy 'n bonatuurlike daad doen, sodat almal kan weet, hy is die Messias. En jy kan sien met hierdie versoekings gebruik, Satan, daai verwagtinge, daai valse verwagtinge van die mense, om Jesus te versoek en sê, maar voldoen aan die mense se verwagting van die Messias, wat jy behoort te wees. Nee, dis wat die mense wil hê. Hy probeer Jesus versoek, dat hy aan die mense se verwagtinge sal voldoen. Maar die sleutel om hierdie gedeelte te verstaan, is daai seun van God. Nee, seun van God, gaan oor die identiteit van Jesus. Seun van God, ons lees dit heeltyd, as u die seun van God is, nee. Seun van God is dit was die boodskap. Lukas en Matteus se boodskap is om te bewys dat Jesus die seun van God is, die verwagte Messias. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor die evangelie begin ook. Nee, seun van God. En dan kyk ons ook hoe rig van die begin af, nee, dan staan daar ook met Jesus met sy doop. Nee, dan kom Jesus uit die water uit, hy word deur Johannes gedoop, kom uit die water uit, en die Heilige Gees salf hom tot Messias, en die Vader sê, dan verklaar dan, jy's my geliefde seun, oor jou verheug ek my. En daarna, nadat Jesus nou gesalf is die Messias, nee, daar geslagsregister, nee, die einde van Lukas 3, en dan sien ons, dan eindig Lukas 3 met seun van Adam, die seun van God. So dit gaan oor seun van God. Lukas en Matteus wil wys deur hulle evangelie, Jesus is die Messias, die verwagte seun van God. En dan, hy is die tweede Adam, die eerste Adam, net natuurlik geval. En hy sê as die tweede Adam, die seun van God. En dan rig die duiwel sy versoekings op die identiteit van Jesus, nee, as die seun van God. En hy sê elke keer, Lukas, weet die eerste en die derde versoeking sê, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word. Dit gaan oor Jesus se identiteit. Seun van God. Jesus, as die laaste Adam, is ook versoek soos die eerste Adam oor kos. Natuurlik se omstandighede heeltemal anders. Die eerste Adam, die tuin van Eden, daar was oorvloed, daar was genoeg om te eet. Nee, Jesus se omstandighede as die tweede Adam, in die woestyn, droog, nie kos nie, 40 dae nie geëet nie, kom versoek hom, Satan, as die tweede Adam, as die seun van God. En Jesus oorwin, en wys dan ook, as die tweede Adam, hy is die seun van God. Hy is die seun van God. So hierdie eerste versoeking, as ons kyk na hierdie eerste versoeking, dan sien ons, dit gaan daaroor, Jesus is nie die Messias, om net in mense se fisiese en sosiale behoeftes te voorsien nie. Want dit is wat die Jode van hom verwag het. Hy gaan hierdie Messias wees, wat in ons fisiese en sosiale behoeftes gaan voorsien. Daar gaan nie meer probleme wees nie. Die Romeinse oorheersing gaan afgegooi word. Ek gaan net oorvloed hê. Net die ryk van Salomo gaan weer herstel word. Maar Jesus wys, dis nie die Messias wie hy is nie. Want 'n mens leef nie van brood alleen nie. Die vraag hier is eintlik, sal Jesus sy messiaanse krag misbruik om uit probleme te kom? Om 'n vinnige oplossing te kry vir sy probleme, onmiddellike probleme, maar sy langtermyn doelwitte een kant toe dan te skuif. Sal Jesus sy krag misbruik om pyn en lyding te vermy? Is hy bereid om die pad van lyding te aanvaar, soos wat die Vader dit bepaal het?
Is hy bereid om die Messias te wees deur die kruis, volgens die wil van sy Vader? Is die wil van sy Vader belangriker as sy onmiddellike behoeftes, onmiddellike nood wat hy ervaar? Dis die groot vraag, en ons weet Jesus het oorwin. Hy het gekom om alleen die wil van die Vader doen. Die Seun kan niks uit sy eie doen nie, hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. En Jesus was bereid. Nie om krag te misbruik nie. Die wil van sy Vader was die belangrikste. Hy bly gehoorsaam aan die wil van sy Vader. En hy sal nie gemanipuleer word deur die druk van mense se verwagtinge wat Satan aanvuur en wat hy gebruik om hom te probeer mislei nie. Die kruisiging openbaar Jesus se ware identiteit as Messias, watter Messias hy is, wanneer Satan weer die mense om die kruis gebruik om hom te vra, is jy die Seun van God? Nee, ons sien dit daar in die kruis, waar Jesus hang in die kruis, gebruik hy die omstanders om weer Jesus te verlei en te mislei, te versoek, in verband met sy identiteit. Nee, Jesus het altyd gesê, voordat ek by daai kruisiging toneel kom, hy het gesê, my voedsel is, om die wil te doen van hom, wat my gestuur het. En waar is God se wil? Dis sy woord. Nee, in die woord. En daarom sê Jesus ook, hy haal, wanneer die Satan kom en sê, misbruik jou krag, nee, om uit jou probleme te kom. Sê hy het dit gedoen, haal hy uit die Ou Testament, die Bybel van sy tyd aan, hy sê, hy het dit gedoen om jou te leer, dat mens nie van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord, wat uit die mond van God kom. En dit was Jesus se voedsel, te leef van elke woord, wat uit die mond van die Vader kom. Om die wil te doen, van hom wat my gestuur het. En dan aan die kruisiging, kom die versoeking weer deur die mense, Satan gebruik die mense, terwyl Jesus daar hang, en jy weet ook, hy was liggaamlik uitgeteer, was honger, dors, baie bloed verloor. En dan sê die mense, red jouself, as jy die Seun van God is, en kom van die kruis af. Red jouself. Jesus is die Seun van God, die Messias. Nie deur homself te handhaaf nie, nie deur magsmisbruik nie, maar langs die weg van nederigheid, diens, lyding, volgens die Vader se wil. Ja, daar was baie wonderwerke wat Jesus gedoen het, maar dan was dit omdat dit sy Vader se wil was. Selfs daar Jesus ook in Getsemane gebid het, my God, ek sê nou verkeerd, laat hierdie lydingsbeker by my verbykom, nee. Jesus het mos 3 keer dit gebid, maar nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Ja, daar is wonderwerke, maar is dit die wil van God? Ons kan nie God manipuleer nie. Ons kan nie sê, Here, deur my geloof, moet U doen wat ek sê nie. Ons kan nie. Het gaan nie deur ons geloof nie, het gaan oor, wat sê die Vader? Wat is sy wil in hierdie omstandighede? En dan moet ek glo, dat die Here het vir my gewys het, en ek moet dit dan glo, en daarvolgens handel. En dan gebeur dit. Het gaan oor die Vader se wil. Dis ons voedsel. Jesus bly getrou aan sy roeping en maak verlossing vir ons moontlik vandag nog deur sy kruis en lyding. Deur nie daar van die kruis af te klim, om vir die mense nou te wys, om te vertoon, soos dat die mense wil hê nie. Net bring hy vir ons verlossing en oorwinning ook oor Satan, die dood en die sonde. Maar dis ook die versoeking van die kerk vandag, nee? Daai selfde versoekings kom ook na ons toe. Dat ons ook ons roeping baie keer kan versaak. Ons roeping een kant toe gooi oor 'n gemakkelikheidsgodsdiens. Nee, om van vinnig oplossing te kry. Ons wil nie swaar hê nie.
Nee, ek weet ook die vorige 2 Sondae gepreek oor, ek wil 'n Christen wees, maar ek wil nie disipel wees nie. Dis dieselfde ding. 'n Gemaklikheid, daar word regtig 'n versoeking, gebruik die Satan om ons regtig om te gemaklik te wees as Christene. Ja, ek is verlos. Ek weet as ek dood gaan eendag, ek glo nie ek gaan hemel toe, maar die kant wil nou nie te veel met my kom lol nie. Nee? Die kerk moet ook nou nie te veel kom en sê kom help, wees betrokke of so nie. Ek is verlos. Gemaklikheidsgodsdiens. 'n Godsdiens wat nie van jou veel vra nie, maar net kyk wat jy kan kry. 'n Godsdiens sonder die kruis en selfverloning, sonder bekering. Nee, ek wil hoor ek is verlos, maar ek is nie bereid om te bekeer nie. Om my lewe in te rig volgens wat die Here sê in sy woord nie. Probeer so rukkie, dan los ek dit. Weet baie keer goedkoop genade in die kerk. Baie goedkoop genade. Ek wil my godsdiens geniet op 'n lazy boy met die remote in my hand. Maar op 'n lazy boy gaan jy nie geestelik groei nie, jy gaan net lazy word. Dis verseker. Nee, jy gaan nie groei nie. Ja, en ek weet, dalk preek ek nou vir die bekeerdes, nee? Mense wat wil. Maar ons moet weet, ja, is ek 'n disipel van Jesus? Is ek 'n disipel van Jesus? Nee, hy het ook op 'n stadium, het Jesus gesê, in Johannes 15 vers 18 tot 20, as die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. Onthou wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as 'n eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Nee? So, moenie as dit swaar gaan dink, nee, wat dit help nie. Baie keer as eintlik daai aanslag kom, nee, dan moet jy weet, jy maak 'n verskil in die koninkryk volhard. Pas op vir 'n gerieflikheidsgodsdiens, wat nie veel vra nie. Nee, en dit is mos ook wat ook deesdae baie verkondig word, is daai prosperity gospel. Ja, prosperity, weet daai welvaartsgodsdiens wat kort paaie gee, kort paaie na sukses. Nee, jy moet net gee, dan kry jy soveel meer terug. Daai tipe ding. Hoe die woord ook gebruik word, nee, om mense te mislei, vandag ook. Nee, as jy, ons kan bietjie, Christian het dit nou nie so goed gedoen nie, hy moes nou eintlik gesê het, man, ek voel hier sit iemand wat R1000 het, sit dit nou in die sakkie, nee, na die diens. Ek sê vir jou, die Here gaan vir jou volgende maand in Desember R10,000 teruggee. Nee, so word die woord gebruik. Saai en maai, 30voudig, 100voudig, daai tipe goeders. Dit werk nie so nie. Verstaan jy hoe die woord gebruik kan word? Geen groei. Daar's nie bekering nie. Ek sit dalk in hierdie finansiële gemors vanweë my eie verkeerde besluite, van net skuld wat ek aangegaan het. Nee, ek kan my geld nie reg bestuur soos wat die Here sê nie. Nee, wat die rede ook, daar is natuurlik redes wat dinge net gebeur, omstandighede. Maar dan is dit tyd om te groei in jou verhouding met die Here. Jy sal sien hoe die Here sorg. Dis waaroor vanaand se Kersangdiens ook gaan. Nee, 'n sterk boodskap. Nee, dat God sê, selfs in jou donkerste tye, dis wat die Here beloof. Jou donkerste tye, los ek jou nie alleen nie. En sal ek jou daardeur vat. Dis 'n belofte waarop ons kan staan. God sê nie alles gaan net goed nie. Kyk maar na die figure, die Bybelse figure, nee. Hulle sê al die apostels het vir hulle geloof gesterf. Ek dink is net Johannes, nee, wat na Patmos, wat Openbaring geskryf het, wat nie gekruisig of doodgemaak is vir sy geloof nie. Want die Here het 'n plan gehad. Hy moet Openbaring skryf. Maar ons wil vandag dink net, weet jy, dit gaan oor my. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God se eer en sy koninkryk. En ons sien ook uit hierdie, hoe Jesus het gehanteer het, die regte gesindheid. Die regte gesindheid, hoe om die versoekings van die duiwel
te hanteer en dit te oorwin. En ek wil net so 'n paar riglyne gee, so 3 riglyne. Nee, fokus jou lewe, fokus weg van die fisiese. Fokus 'n bietjie weg van die fisiese behoeftes. Dat jou verhouding met die Here, jou gebedslewe nie oorheers word oor alles wat jy nodig het. Fisiese dinge. Nee, kom bietjie weg, dat die Here weet presies wat jy nodig het. Hy weet wat jou behoeftes is. Fokus bietjie weg van die fisiese. En pas op wanneer jy swak is, want dan wil ons ook net heeltyd daarop fokus, nee, wanneer dit moeilik gaan. Soos wat Satan ook met Jesus gedoen het, toe hy honger is, toe sê, laat hierdie klippe brood word, nee. Dis dan veral wat ons dan eintlik net op die fisiese, nee, dit gaan dalk finansiëel swaar, of wat dan wil ek, of ek is, dan fokus ek net op daai fisiese behoefte. Pas op, moenie. Jesus het eintlik homself gaan afsonder en hy het gevas om dinge uit sy lewe uit te sny, dinge wat nie reg is nie, om daarvan ontslae te raak, dat hy kan fokus op sy verhouding met sy Vader en nie besig is heeltyd met mense wat net wil dinge hê nie. Kom bid vir dit, kom bid vir dat of so. Ek dink maar net, weet, dit was net nodig vir Jesus. En pas op, dat jou lewe nie so besig is met die alledaagse oorlewing, dat jy nie tyd het om te bid en jou Bybel te lees nie. Sny daai ekstra goed uit jou lewe uit. Dit gaan oor geestelike groei. Sny dinge wat jou tyd, al jou tyd vat, nee. En ons weet natuurlik, wat vat so baie tyd? Daai slimfoon wat elkeen van ons het. Wat baie slim is en wat al jou tyd vat. Sny dit bietjie uit. Dat jy meer kan fokus op God. Jou prioriteite reg kry en kan fokus op Bybel lees, bid, jou verhouding met die Here. Nog 'n riglyn, verskuif jou fokus van die aardse dinge, nee, van rykdom, roem, aansien. Dit is aanloklik hierdie goeders, nee. Ek wil hê mense moet dink ek is great. Nee, en ek weet as ek ryk is of as ek dit of dat doen, dan gaan mense my like. Skuif jou kop weg van hierdie aardse dinge af. En kyk met geloofsoë na die lewe. Wat sê die Here van jou lewe? Ek weet die musiekgroep sê altyd, hulle maak musiek vir 'n audience of one. Nee, ons musiekgroep maak musiek vir 'n audience of one. Nee, nie vir die gemeente nie. Ons musiekgroep maak nie musiek. Nee, Matt, is ek reg? Ek moet nou nie vir hom, om die gemeente ook te lei na God. So dit gaan nie oor performance en wie staan hier en hier is nou rook en ligte en dan Matt sound hier en dan is daar kollig op hom nie. Nee, dit gaan oor God. Smaak dit vir God om die gemeente te lei, om God te aanbid met die musiek. En ook ons kerksangdiens ook, dis die boodskap. Dis waaroor dit gaan, nie oor performance nie. Skuif weg van aardse goed en soek eers die koninkryk van God. Dis wat Jesus ook vir ons beloof in sy bergpredikasie. Soek eers die koninkryk, die ander goed sal ek vir jou byvoeg. 'n derde riglyn is, kyk bietjie weg van jouself. Nee, want Satan gebruik selfs die Bybel om ons te mislei, nee? Ons sien dit nou baie duidelik hier uit. En daar word baie gesê, God is daar vir jou voordeel. Nee, God is daar vir jou voordeel. Natuurlik, nee, om God te aanbid is die beste wat jy kan doen, nee, dit gee vir jou die ewige lewe, al daai dinge, nee. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Die lewe gaan oor God en sy eer. Jy word gered om God eerste te plaas. Kyk bietjie weg. Kom ons kyk bietjie weg van onsself. Ons is daar om God, ons is hier om God te verheerlik. En dit gaan nie altyd goed met ons nie. Maar die woord sê, in my swaar is die Here by my. En daar's baie gelowiges wat sê, weet jy, as ek nie daardeur gegaan het nie, sou ek nie gewees het vandag in my verhouding met die Here, waar ek is nie. Ons moet
deur daai groeiprosesse gaan. Dat jy kan eintlik op die einde leer, die enigste wat jy nodig het, is net God. Dis eintlik al wat jy nodig het in hierdie lewe, is net God. En dat jy weet, God is saam met my. Ja, as ons kyk, waar het Jesus sy krag vandaan gekry? Nee, as Messias, uit die woord. Nee, die Ou Testament, die woord, die Bybel van sy tyd. En ons ook, as disippels van Jesus, waar kry ons krag vandaan? Uit die woord. Nee, ons moet dit ken en ook verstaan. Moenie net sulke teksies gryp nie. Nee, dis wat baie keer in hierdie, ek sê nie eens verkeerd nie, Christelike boekwinkels nie, gryp net so teks, maar is baie keer uit konteks uit. En dan is dit nou 'n belofte van dit. Ja, dalk, ek moet nou nie oordeel nie. Maar partykeer lyk dit vir my nie goed nie. Hierdie kar word beskerm deur Psalm 91. Het jy daai stiker al gesien? Agterop 'n kar. Die kar word beskerm deur Psalm 91. Dis nie 'n psalm wat die kar beskerm nie. Dis my verhouding met die Here. Dis nie die woord is geïnspireer. Maar daar's nie magiese krag net om te sê Psalm 91 nie. Ek kan Psalm 91 lees met 'n verhouding met die Here en ek kan hom lees sonder 'n verhouding met die Here. Dis 'n groot verskil. So, ken die woord. Jou hart moet vol wees van die woord. Ons harte moet oorloop van die woord. En ook, ja, daar's baie geleentheid, wat jy tot beskikking van die Here kan plaas en dat hy deur jou kan werk om mense te lei tot 'n verhouding. Ons het nou 'n paar keer gesê, Saterdag as die Here wil, met Kersfees in Claremont. Maar dis ook reg deur die week, is nie net by daai geleenthede nie. Ken die woord, wees sout en lig vir die Here. Vra eers die Here, wat is u wil vir my lewe? Net dis waar die lewe gaan, soos wat Jesus gesê het. Hy sal honger wees, hy sal die kruis stap, hy sal sterf, want dis die wil van sy Vader. Dit is sy voedsel, om die wil van sy Vader te doen. Amen, kom ons bid saam. Here, ons kom en sê dankie, Here, dat u 'n persoonlike God is. En dat u by elkeen wat bely dat Jesus die Messias, die Verlosser is, Here, u het 'n persoonlike verhouding met ons. En in hierdie lewe, waar baie uitdagings is, Here, sal u ons nooit alleen los nie. Maar Vader, ons weet ook, baie keer gebeur dinge nie soos ons wil nie. Ons begeertes nie, maar dis ook reg, want u is goed. En ons weet, Here, u wil is beter as enigiets anders. Dis die beste. Want u sien alles in 'n ewigheidsperspektief. Ons kyk net vir nou. Ek het nou hierdie behoefte, ek is nou honger en dors. Ek het nou hierdie siekte, ek het nou hierdie verhouding wat breek. Ek wil net hê jy moet dit nou doen. Wonderwerke op aanvraag. Maar Here, dis nie hoe dit werk nie. Ons weet dit. Gaan oor 'n verhouding met u. En dat u in en deur ons kan werk. Om u wil te volbring. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Net soos in die hemel. Net so ook hier op die aarde. In Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.